Halleluja. 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 O, dankie. Dankie Here. Dankie vir Martin en sy manne wat ons in hierdie gees kan bring. O, ons loof en ons prys U. Goeiemôre geliefdes, U kan die sitplekke neem. Baie welkom elkeen vanmôre, ook ons besoekers vanmôre, ons het besoekers hier vanmôre en al ons inluisteraars. Nou ek is bewus daarvan, hierdie boodskap gaan vanmôre dwars deur Kimberley tot in die Kaap, tot in die Weskus, tot in die Namakoland en ek vermoed tot in Nieu-Seeland. Prys die Here vir opgewondenheid. Hierdie is 'n eindlose boodskap, 'n boodskap wat in ons dag en tyd amper sê ek diew is. Wat is die Afrikaans, Dirk? Gereed is. Ag, ek is so bly hy is gebore. Sien, die Engels meng altyd in met ons taal. Geliefdes, as ons dan as gemeente vanmôre bid, daar in jou enigheid, vra ek voorbidding vir Andrei. Andrei is altyd hier saam met ons hier voor in die kerk, op sy reistool getrou. Vra ek voor u voorbidding. Hy het vanmôre geweldige pyn in sy arm, en ek weet, daar's net een geneesheer, ons geneesheer, geen ander. Geliefdes, donderdagnaand het ek 'n droom gehad. Dis hoe die Here met my werk. En in die droom kniel ek by sy voete, geen verwarring nie. En dan kry ek die woorde wat ek moet bid. En ek sê vir die Here, Here, ons kniel, let op ons, want ek moet intree vir die gemeente en dan gemeentes. Hoor mooi in die gees vanmôre. En ek kniel by sy voete en ek sê, Here, ek kom vanmôre na U toe, want ons het nodig om oor te begin. Iets in daardie vorm, baie duidelik. Maar let op, dis in die middel van die nag, man. Hoekom bid ek dan, Here, ek kniel vanmôre? En ek word wakker en ek sien maar dis aan donker buitekant. Ek dog is opstandtyd. En almal is rustig en slaap nog in die kamer. En ek besef en ek weet. Dis tyd dat ons, en nie net ons nie, elke kind van die Almagtige, sal kniel voor die Here om onsself te vind. En ek gaan nie daarin gaan nie, voor ons in gebed gaan, ons weet wat gaan in die wêreld aan, ons weet hoe lyk dit daar buite. Wil ek vir elkeen vanmôre vra, waar ek nou vir ons gaan intree in gebed, wil ek vir elkeen vra om in die gees saam met my te kniel, sodat ons onsself kan vind. Ons is verlore in 'n donker wêreld. Maar Vader, ons kom vanmôre na U toe, en ons kom kniel by U voete om onsself te vind. Here, so bid ons ook vir elke ander gemeente. Elkeen wat vanmôre in hierdie uur in die teenwoordigheid is van U woord. Here, elkeen wat vanmôre U naam op hulle lippe bring. Here, ons tree nou in vir U aanraking. Here, open ons geestesoë. Open ons geestesore dat ons vanmôre sal sien en hoor wat U woord vir ons wil leer vanmôre. Maar Here, wees U self die naprediker. Seën ons saam. En Here, ons bid ook vanmôre vir ons pastoor Pieter en Rhoda, daar waar hulle in die Kaap is, lekker by die see, dat U hulle ook sal verkoop. En dat U hulle ook sal toevou met U liefde en dat U hulle ook veilig sal terugbring na ons toe. Seën ons nou saam, Here. En ons bid dit net in die kosbare naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Is jy 'n opgewonde hart in die plek vanmôre? Prys die Here. En weet, geliefdes, jy weet toe Martin hulle so sing en hulle bring die eerste lied is sommer 'n opgewondenheid en ek dink in my gees sit ek daar en ek, wow. Dis nie 'n dag van swartmoedigheid nie. Dis nie 'n dag van hartseer vir die kind van die Here nie. En hulle besing die woorde dat hy kom om ons te kom haal. En dan besef ek, is ons gereed?
Ons besef nie dat die wegraping so naby is, dat ons dit kan voel nie. Ek praat gister, ek dink is gister, Vrydag gister, ek kan bietjie uitwees nou, praat ook met my registrateur, en ons praat oor hierdie wêreldorde dinge, ek gaan nie daar gaan nie, ek is nie 'n politikus nie. En dan is die vraag aan kind van die Here, besef ons wat aan die gebeur is? Besef ons die nabyheid van die koms van ons Here? En daarom gaan ons vanmôre begin met die tema, die onderwerp, gaan ons kyk na die gebeure tydens die 7 jaar van verdrukking. Dis 'n eindelose boodskap. 'n Boodskap wat nou in ons dag en tyd baie op die voorgrond kom en almal praat daaroor. En dis 'n boodskap, glo ek in my hart, wat nou nodig is. Maar laat my toe om 'n stelling te maak, wanneer iemand tog 'n huis wil bou, dan sal die meeste met my saamstem, ons begin by die fondasie. Ook reg so, maar tog verkeerd. Jy begin by die bouplan. Prys die Here vir daardie amen. En dit is ons oogmerk om by God se bouplan te begin. Hoor mooi in die gees vanmôre, geliefdes. Ons begin hierdie lering en hierdie boodskap by God se bouplan. Want dit is 'n eindelose boodskap. Dit is 'n boodskap wat nou in ons dag en tyd baie gepas is. En ek voel baie keer in my gees dat die mens daar buite nie die volheid daarvan verstaan nie. Maar is dit dan nodig dat ons dit moet verstaan? Selfs Daniël het nie verstaan nie. Hy het meer as een geleentheid die visioene wat hy ontvang het in die eerste instansie daarvan Daniël 7 af, het hy vir die engel Gabriël gevra. En dan sien ons in Daniël 12 daar, dan vra hy baie vrae want hy verstaan nie hierdie dinge nie. Dan praat hy met die engel Michael wat aan hom verskyn. En dan sê die engel vir hom, Daniël, jy moet gaan rus. Dis God se verborgenheid. Gaan jy en gaan rus. Gaan kyk maar na Daniël 12:13. Dan sê die engel vir hom, Michael, Daniël, gaan jy dan heen en gaan rus en op die bestemde tyd sal jy opstaan en deel hê aan die heerlikheid. Geliefdes, u en ek ons raak baie keer so behep of met die koms van Jesus dat ons vergeet wat God in jou lewe wil doen vandag. Ag, dankie vir daai opgewondenheid. Ons moet gereed wees, ja. Maar so baie mense steek vas by 'n onderwerp en hulle beweeg nie aan nie. Hulle maak nie gereed nie. Hulle kom kniel nie by die voete van Jesus nie. Want ons almal, en ek sluit myself in, het nodig om onsself te vind. Spesifiek in hierdie dag en tyd. Dis ontsaglik belangrik. En alvorens dan kan aandag gee aan hierdie gebeure hier in Openbaring tydens hierdie 7 jaar van verdrukking, is dit nodig om duidelikheid te hê oor 'n paar aangeleenthede. Ons kan nie net soos ons spreekwoord sê met die deur in die huis val nie. Geliefdes, ons almal is nie noodwendig op dieselfde bladsy nie. En ek praat ook met ons inluisteraars vanmôre. Dit is nodig dat ons duidelikheid het. Daar's vrae wat mense vra. En hopelik gaan ons hierdie vrae dan beantwoord rakende hierdie gebeure binne die 7 jaar verdrukking, soos u en ek saam met mekaar dit gaan deel. Sodra ons daarna gaan kyk, glo ek dat die Heilige Gees dit vir ons sal oopbreek. Dat ons net meer duidelikheid het. Want selfs Daniël het nie verstaan nie. Selfs Johannes, die liefling disipel van Jesus in Patmos, het dit nie verstaan nie. Maar u en ek, ons verstaan. Kom aan. Dit is nodig dat ons kyk wat sê die woord van die lewende God rakende hierdie dinge. Ja, ons weet, daar's sekere dinge wat verborge is vir ons. Maar daar's tog dinge
wat die Here vir ons bring. Wat u en ek notisie van moet neem. Dat u en ek moet besef, hierdie dag gaan kom. Of u en ek daarvan hou al dan nie. En dit is 'n skrikwekkende tydperk, en daarom is dit belangrik dat ons na enkele vrae gaan kyk. Ek het gaan in my afsondering en in my teologiese loopbaan het ek net alles geprobeer formuleer, verstaan my, ek is net mens. En ek het gaan kyk wat is die vrae wat mense vra rondom hierdie aangeleentheid. En ons gaan vanmôre kyk net na 6 vrae. Daar's moontlik meer. Maar kom ons kyk na 6 vrae. Voordat ons by die Openbaring 6 kan kom, waar Jesus self die seels oopmaak. En selfs dan is daar verwarring. Geliefdes, ons moet die konteks verwarring duidelik verstaan vanmôre. Verwarring is juis wanneer u en ek nie duidelik het oor 'n gegeewe situasie of 'n onderwerp nie. Ek noem dit nie misleiding nie, want misleiding is doelgerig. Misleiding is die Christus. Die anti-Christus, sorry, vra om verskoning. Misleiding is die anti-Christus. Daar's geen verwarring nie. Die verwarring is by my en jou. Uit God se woord. As dit hier so staan, dan beteken dit so sê die Here. Dis waar die verwarring is. By ons as kind van die Almagtige. Dis nie misleiding nie. En ons gaan nou meer daaroor gaan, net so ter inleiding. Die eerste vraag, en dis nie noodwendig in kronologiese volgorde nie, dis maar net toe gaan afsonder, het ek die vraag so opgestel, want dit is nodig dat ons duidelikheid het, voordat ons by die werklike dinge kom. En die eerste vraag is wat mense vra, en ek is in die week die vraag gevra, is ons reeds in die verdrukking? Nee! Ons kan al voel die dinge wat gebeur in ons land en ons ekonomie en die wêreld druk daar buite en die wêreldorde en waarmee hulle besig is. Dis anti-Christus werk. Maar u en ek, kind van die Almagtige, is nog nie in die verdrukking nie. Ons verwar dit met Matteus 24, daarvan af vers 1 tot vers 14, wat verwys na die begin van die smarte, waar Jesus self op die Olyfberg gaan sit, en dan praat hy met sy disippels, en dan sal die disippels vir hom die vraag vra, maar Here, wanneer begin hierdie dinge? En dan adresseer die Here hierdie vraag, wat hulle gevra het. Jesus self. Jy kan gaan kyk. Ons kan nie na al die skrifte verwys nie, daar is sekere wat ek met u gaan deel vir die volledigheid. Hier is so baie skrif rondom hierdie aangeleentheid. Jy kan ook gaan kyk in Matteus 13, wat hierdie selfde onderwerp aanspreek. Die onderwerp hier is die begin van die smarte. Dit is Jesus se profetiese rede wat hy begin. En hy deel dit met sy disippels, want hulle vra daarna. Here, wanneer is die dinge? En dan sê vers 8 daai, ons gaan dit nie wys, ek gaan net vir u voorhou hier in die woord, dan sê vers 8, sê die Here, dat al hierdie dinge in die begin van die smarte is, dis nog nie die einde nie. Dis net die begin van die smarte. Kom ons kyk gou Matteus 24:9. En dan gaan ek vir u wys hoekom ek hierdie spesifieke vers uitwys. Dan sê Matteus 24:9 dat die Here is hier aan die woord. Dis hy wat met sy disippels die profetiese rede deel. Jesus self. Dan sal hulle julle, of jul dan, dis ons, aan verdrukking oorgee en julle doodmaak. En julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my naam. Van wie praat Jesus hier? Kom aan. Kom ons kyk die verwarring uit die weg hier. Jesus sê, hulle gaan julle oorgee om doodgemaak te raak. Dis u en ek, geliefdes. Hy praat met sy disippels, hy praat nie hier met die vyand nie. Dit raak tyd ons die woord, ons eie taal bietjie verstaan. Nie 'n graad nodig nie.
hulle heel aan die verdrukking oorgee. Hoekom? Ter wille van sy naam. Hou net bietjie vas aan hierdie gedeelte. Ons gaan terugkom na hierdie. Laat ons net aanbeweeg en die fondasie lê. Ons het mos al die bouplan. Kom aan geliefdes, ons het die bouplan. Kom u en ek, begin met die fondasie. Ons het die bouplan. Die woord van God. En dan die tweede vraag, baie mense, sommige verwys na die klein verdrukking. Verkeerdelik. Daar is nie 'n klein verdrukking nie. Dis die begin van die smarte, en dan soos die Bybel stel, die groot verdrukking. Ek gaan nou vir u sê, wat is die onderskeid hier? Baie praat van 'n klein verdrukking, want dit is verwarring. Soos ek nou net vir u gewys het. Verwarring is juis wanneer u en ek nie duidelikheid het oor 'n gegewe onderwerp nie. Kom ons kyk gou Matteus 24. Is dit daar Matteus 24:21? Hierdie gedeelte is nou nadat die Bybelse opskrif sê die groot verdrukking, maar let op. Wat sê die Here? Hy deel hierdie profetiese rede. Want dan sal 'n groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het nie. En ook nooit sal wees nie. Sien jy geliefdes, daar's net een verdrukking. Ons moenie die terminologie verwar nie. Daar's wel die begin van die smarte. Geen probleem daarmee. En dan in Openbaring 24 daarvan af vers 15, die opskrif daar sê die groot verdrukking. Hoekom die groot verdrukking? Want dit gaan meer intens wees. In die begin is daar die misleiding. En dan raak dit intens. En ek wil nie die woord voor dit hardloop by die boodskapie, maar ons gaan sien van jaar 1 tot 3,5 jaar daar gaan die Satan volle beheer inneem oor die anti-kris. Ons kom nou by daai terminologie. Maar hier sê die Here vir ons baie duidelik rondom hierdie verwarring, is daar 'n klein verdrukking, is daar 'n groot verdrukking. U het nou die misleiding gesien. Die misleiding wat by ons is. Die verwarring wat by ons is. Die Here sê, van die begin van die wêreld af, was daar nog nooit, en sal daar ook nooit weer wees nie. Kom ons kyk vers 24 ook daar, manne, net om hierdie duidelikheid te kry, en dan sê vers 24 nog steeds die Here aan die woord hier, want daar sal valse Christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen, om as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei. Ons gaan nou 'n bietjie verder hier gaan. Ek wil net vanmôre vir u die beeld, die tafel dek, die verwarring uit die weg ruim. Jesus sê, valse profete, valse Christusse, wondertekens, en as jy oningelig is, en as jy dan met verwarring deur mekaar is, gaan jy nie verstaan nie, en jy gaan hierdie volg. Hierdie valse profeet. En in my afronding dan sien ek, dan kan ons sit en ons kan hierdie twee gedeeltes binne die 7 jaar van verdrukking, kan ons in 2 dele sit, dat ons meer duidelikheid het. Die begin van die smarte, is die begin van die verdrukking. Baie mense wil hê dat ons reeds in die verdrukking is, en ek wil my nie self herhaal nie. Ek stel net gou duidelikheid, ons kry die verwarring. Die begin van die smarte is die begin van die verdrukking. Dat is nie 'n klein verdrukking nie. Dat is wel 'n groot. Die oomblik as die smarte begin. Ons gaan nou kyk, wanneer begin dit? Dit begin die verdrukking. Die Here noem dit hier in die 3,5 jaar, word dit dan die groot verdrukking genoem, ons kom daarby. En daar's 'n rede hoekom die skrif dan hier sê groot verdrukking. Dis hoekom ek net nou vir hier net so 'n geheimheid in mou gelaat het. Die groot verdrukking word verwys in die Bybel as jy gaan naslaan werk doen. Geliefdes, hier's letterlik so baie skrifte as verwysing. Ons kan nie alles hier deel met mekaar nie.
Maar ek vertrou, u glo my. Maar u is welkom om die skrif self te gaan ondersoek. Die groot verdrukking wys net dat die verdrukking intens gaan word. Want dan kom Satan op die toneel. Hier in die begin is dit die anti-kris. Die anti-kris dek die tafel vir die Satan. Die anti-kris is besig met die voorbereiding. Die anti-kris, die valse profeet is reeds besig. Wêreldorde, al hierdie dinge, ek gaan nie daar gaan nie, dis wêreldse dinge. Die anti-kris is reeds besig. En nou sien ons, as ons saam met mekaar gaan stap, en ek wil hier die boodskap vooruit hardloop, die jaar 1 tot 3,5, net voor die begin van die derde en die halwe jaar, dan kom die anti-kris, en hy neem die Satan, en hy kom neem die anti-kris, totaal in besit. Hoekom kom hy dan eers? Dis 'n ander dag se vraag, geldige vraag. Maar kom ons los gegewe onderwerpe tot ons by die gegewe situasie kom. Dan gaan dit makliker wees om dit in te neem. Dis nie dat ek die integriteit onderskat nie. Dit gaan ons sien as ons by Openbaring 6 kom, wanneer Jesus, die lam, hy wat alleen waardig is om die 7 seels oop te maak, dan begin hy die seels oopmaak. En ons gaan sien as ons daar kom, Johannes het in Openbaring 5 vers 5, was hy hartseer, hy het gehuil, hy het bitterlik geween, want niemand kon die seels oopmaak nie. En toe sê een van die ouderlinge van hom, ons kom daar. Ag, julle is altyd nuuskierig, man. Prys die Here vir opgewondenheid. Ons kom daar. En toe sê een van die ouderlinge vir hom, Johannes, moenie huil nie. Daar is iemand. Die lam. Hy alleen is waardig. Ons gaan daarby kom. Kom ons hou dit in konteks vir môre. O, prys die Here dat julle met my saamstem in hierdie verband. As ons by Openbaring 6 kom, sal ons dit hanteer. Die derde vraag, en geliefdes, hier het ek al in my loopbaan baie verwarring gekry onder mense. Baie mense raak verwarrend met die wegraping en die wederkoms. Hulle verwar het, hulle draai het om, en die vraag is dan ook outomaties dan, wanneer is die wegraping, wanneer is die wederkoms, en dit is 'n geweldige onderwerp, en ek gaan net vir u sekere punte net uitwys, laat ons net bietjie duidelikheid in hierdie verband kry. Die wegraping, weet u en ek is kind van die Here, die Here kom tot op die wolke, ons weet dit. En dan kom haal hy, geliefdes, en hier is die verwarring. Jesus kom vir sy bruid. Hoor mooi, ek het lank terug in Komati 'n soortgelyke boodskap rondom kerk en die huwelik dan gepreek. Jesus kom vir die bruid, hy kom nie vir die gaste nie. U en ek weet dit dalk vanmôre, maar as inluisteraars wat dit dalk nie weet nie. Jesus kom aan sy bruid. Die Griek stel dit baie duidelik en kragtig. Die Griek sê harpasso, om weg te ruk. So wanneer is die wegraping? Voor die verdrukking. En ek is in my hart oortuig voor dat die geboortepyne begin, of dan soos die Bybel sê, voor die begin van die smarte. U gaan nou sien hoekom ek oortuig is daarvan. U kan van my verskil. Maar gaan ondersoek dit jouself. Harpasso stel dit baie prominent en kragtig. Wegruk. Waarheen? Na die wolke toe. Want dis waar Jesus kom met die wegraping. Die wegraping is bruid. Bruid jy wat 'n lewende verhouding met Christus het. O, dit klink scary vanmôre.
Geliefdes, u en ek moet onthou ons, die kerk het maar eers ontstaan, die kerk het baie laat ontstaan. Na die opstanding het die kerk eers ontstaan. Die liggaam van Christus, wat bruid geword het. Toe die kerk eers ontstaan. Nadat Jesus Christus opgestaan het. Vir wie? Vir my en jou. Hierdie gebeurtenis, hierdie wegraping, vind in die lig plaas. Ek sê dit pertinent, want en ek onderskat nie die kennis van die woord van die Here nie, maar kom ons kry dit duidelik vir eens en vir altyd, dat ons die wegraping is voor die verdrukking. En as dit so, dan gaan daar mense met my verskil, en ek gaan nie na spesifieke denominasies verwys nie. Baie gaan sê, maar pastoor, daar is nie 'n woord soos wegraping in die Bybel nie. Prys die Here, maar ek het gewag vir daai vraag. Daar is nie 'n woord wegraping in die Bybel nie. Wel in die Griekse Bybel, wat ek nou vir u gewys het, harpazo, wat beteken wegruk. Daar's baie skrifte wat verwys na hierdie verborgenheid. Baie skrifte deel die gebeurtenis wat dan plaasvind, wat verwys na die wegraping. 1 Tessalonisense 4, het ek hom vir julle gegee, manne? 1 Tessalonisense 4. Dat is dit vir die gemeente wys. Ek moes hom gegee het. 1 Tessalonisense 4. Kom ons kyk gou. Dat julle nie vanmôre 'n mensewoord hoor nie. Ons is in die woord van die lewende God. Kom ons kyk. Want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het sal eers opstaan. Dit is 'n ander dag se onderwerp. Dit is daar in 1 Korintiërs 15, daar vanaf vers 55, maar kom ons kyk gou die volgende vers asseblief. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly. Onthou nou geliefdes, moenie hier verwar nie. Ons almal lewe nie meer nie, van ons geliefdes het ons vooruit gegaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle wat nog hier is en die wat reeds gesterf het, in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, in die wolke. En so sal ons altyd by die Here wees. Het u gesien weggevoer? So daar is mense wat die geleentheid gebruik en sê, ja, maar hierdie woord staan nie in die Bybel, hy staan nie. Nêrens sal jy die woord wegraping kry nie. Weggevoer. Het sy deur vertaling vir watter rede is. Weggevoer. En dan moet u en ek vanmôre baie duidelikheid hê oor hierdie onderwerp. Ons kan verskillende opinies hê. Ons kan verskeie opinies hê, maar geliefdes, moenie deel word of deel wees van die gees van die anti-kris wat nou reeds duisende mislei nie. U mag van my verskil. Gaan ondersoek die waarheid daar in u binnekamer. U mag verskil. Maar moet net nie so verskil dat jy deel word van die gees van die anti-kris nie. Want hy's reeds hier. En dan, as ons na hierdie wegraping in konteks kyk, dan kan die vraag, maar ek gaan nie nou daar gaan nie. Daar kan nie vraag ontstaan, maar as die bruid dan weggaan, wat van die Heilige Gees? 'n Goeie en 'n geldige vraag. Ek kan nie antwoord, maar dit kan verwarring veroorsaak, want ek moet u vat daarheen in die skrif. So, kom ons gaan in die loop van wat ons die 7 jaar van verdrukking gaan hanteer met mekaar, gaan ons hierdie vraag antwoord. Want dis 'n vraag. Gaan die Heilige Gees saam? Bly hy of ry hy? En ek sê dit nie met 'n gesindheid van negativiteit of met disrespek nie. Dis 'n vraag. Maar kom ons staan net vas en ons gaan later in die lering hieraan aandag gee. Kan ons gou Lukas 21:36 daar kry asseblief? Lukas 21 vers 36.
Dankie seun. Geliefdes, ek deel net enkele skrifte met u waarvoor ons tyd het binne hierdie konteks. Ek het natuurlik baie tyd. En ek het by geleentheid, hou maar die skrif daar, ek het by geleentheid met iemand gesels lank terug, is iemand wat 'n probleem het, die kerk is lank en is 2 ure, en dit kom met in my gees op, ek sê, goed, kom ons evalueer dit. Jy's nie bereid om 2 ure in die kerk te sit op 'n Sondag nie, maar jy wil hemel toe gaan. Daar, my vriend, het ek vir jou slegte nuus dan goeie nuus. Gaan jy permanent in sy teenwoordigheid wees. Nie net 2 ure nie. So jy moet nou al voorbereid wees, gewoond raak aan hierdie saligheid om in Christus se teenwoordigheid. Hierdie vrede wat u en ek nie kan beskryf nie. Hierdie vreugde wat alle verstand te bowe gaan. Geliefdes, hoekom het die mense probleem om in die teenwoordigheid van die lewende woord te wees, die woord van God? Eendag gaan jy permanent daar wees. Raak gewoond, man. En daarom sê die skrif vir ons, waak dan en bid altyd deur. Daar staan nie hou op. Ja, jy moet seker nou ophou as jy 'n bord kos het, seker. Ek dink altyd aan kos, man. Sodat julle waardig geag mag word om aan al hierdie dinge wat kom te ontvlug. Sien ons Jesus se hartklop hier. Sien ons nog sy empatie. Sien ons nog sy liefde. Sodat ons in al hierdie dinge wat kom, hierdie dinge wat gaan kom, waarvan ons vanmôre praat, te kan ontvlug en voor die seun van die mens te staan. Ons Here het nog nooit opgehou met sy empatie nie. Hy het nog nooit opgehou omgee nie. Hy sê waak altyd deur en bid dat hierdie dinge wat kom, u en ek weet wat kom. As u weet wat die woord sê. Ons weet. Ons vind dit soms maar net gemaklik om dit nie, om amper wil ek, maar moet hy ignoreer van jou. Ignoreer. Sy gooi hom heeltemal, sy maak my ook tydjie deur mekaar. Ignoreer, sy sê ignoreer. Stel jy nie 'n swart lig hier, liefie. Swak lig nie. Ons as mense is geneig om soms, hoor mooi, ek sê ons, sluit myself in, om soms die waarheid te ignoreer. Die nice dinge is die lekker dinge. Die Here sê self in Johannes, Evangelieboek Johannes, as hulle my vervolg het, hoeveel te meer julle. Weet wat kom, geliefdes. Bid altyd deur. Moenie afvallig raak nie. Moenie moedeloos raak nie. Ons het die hoop, Jesus Christus. Prys die Here. Wat het met die boodskap te doen? Niks tog alles. Die tweede onderwerp wat hiermee saamgaan, is dan die wederkoms. Soos ek vir julle gesê het in die begin, die mense verwar die twee gebeurtenighede. Of hulle dan nie duidelikheid presies wanneer, hulle verstaan nie. Is dit nou eers die 1000 jaar van vrede? Is dit dan nou eers is dit eers, die mense verstaan nie. Hoekom nie? Want hulle is nie ingelig nie. Baie min mense, selfs teoloë en boekskrywers, spandeer tyd in Openbaring. In Openbaring is 'n boek van bemoediging. Maar u en ek sien dit nie so nie. En hulle het verwarring. Die wederkoms is van Jesus Christus is baie duidelik. U kan dit sien in Matteus 24:29 en baie ander skrifte, ook in Markus 13. Die skrif sê net na die verdrukking is die wederkoms. Ek gaan nie voor dit dadelik daarna gebeur die ander gebeure. Kom ons ontvou dit saam met mekaar soos ons by dit kom. En dan is dit hierdie vrede, 1000 jaar vrede, nie, ek gaan nie vooruit gaan nie. Kom ons kry net die beeld, die fondasie reg. So daar's geen twyfel nie. Die wederkoms van die seun van die mens is dadelik na die verdrukking klaar gemaak het. Die 7 jaar. Dan is die wederkoms. Dan kom Jesus.
Maar geliefdes, u en ek behoort te weet. U kan gaan kyk daar in Sagaria 14 vers 4 en 5. Dan moet u en ek weet, want die skrif sê, daar kom Jesus hierdie keer nie tot in die lig nie, en dis waar die verwarring verstaan. Mense het dalk nie genoegsame kennis nie, of hulle verwar die kennis met mekaar, die inhoud, en hoe dit ook al sê, in Sagaria kom die Here en hy kom sit sy voete op die Olyfberg, sigbaar, letterlik, saam met sy heiliges. Dis die duidelike onderskeid tussen wegraping en wederkoms. En ek gaan vir die skrif gee, kom ons kyk gou 1 Tessalonisense 3:13 daar, manne, ag hulle is skerp vanmôre. Kom ek gee vir u bevestig. Soos ek vir sê, daar's verskeie skrifte. Ons het stellig nie die tyd om na almal te kyk nie. Ek het tyd. Ons kan hier bly tot die aanddiens. Is dit alright, Martin? Martin is reg met die gitaar. Daar staan die gitaar. Kom ons kyk dit gou. Ek moet sekere skrifte uitlig soos die Heilige Gees het vir my gegee het, dat ons hierdie verwarring, sodat hy julle harte kan versterk om onberispelik te wees in heiligheid voor ons God en Vader by die wederkoms van ons Here Jesus Christus met al sy heiliges. Geen misverstand nie. Die wederkoms kom hy met sy heiliges. Tot op die Olyfberg, sigbaar. Die wegraping. Dan is daar teoloë wat glo en aanneem dat met die wegraping byvoorbeeld net die wat deel is daarvan, Jesus gaan sien, die ander gaan hom nie sien nie. Net die wat deel is, net die wat bruid is, net die wat 'n lewende verhouding met hom het, gaan hom sien. Niemand anders nie. Dis scary. Baie scary. Daarom is dit nodig dat u en ek hierdie dinge hoor. Dat u en ek hierdie dinge weet. Sodat u en ek by sy voete kan kniel om homself te vind. Want Jesus sê self, die wêreld is stikkend. Die wêreld is verlore. Sluit my en jou in. God het selfs nie een regverdige gevind nie. Kom aan. Hy moes sy kosbare seun stuur na hierdie verskriklike plek vir my en jou. Dan die volgende vraag, vraag 4. Dan word daar gevra, maar wie gaan deur die verdrukking gaan? Ons het reeds hierna gekyk, die bruid, ek het dit duidelik gestel, maar die mense wil weet pertinent, wie gaan daar deur? Kom ons kyk gou, Lukas 17 daar. Onthou, die Here praat van sy bruid, sy kerk, sy kinders, altyd in die konteks tot die huwelik. Kom aan. Nou is dit stil. Kom ons kyk. Ek sê vir julle, in daardie nag sal daar 2 op 1 bed wees. Die een sal aangeneem en die ander verlaat word. Sien jy geliefdes, voor ons aangaan vers 35, sien ons die skrif praat van 'n bed as 'n huwelik. Jesus verwys altyd in sy verhouding met ons na 'n huwelik. Want dis waar die reinheid is. Dit is waar hy werksaam is. En ek sê vir julle, in daardie nag sal daar 2 op 1 bed wees. Een sal bly en een gaan ry. Volgende vers. 35. 2 vroue sal saam maal. Die een sal aanneem en die ander sal verlaat word. Volgende vers asseblief. 37. Niks 37. En hulle antwoord en sê vir hom, waar Here? En hy sê vir hulle, waar die liggaam lê, daar sal die aasvol saamkom. Geliefdes, ek wil nie voor dit help nie, maar daai wys vir my na destruction. Waar liggame lê en aasvoëls. Kom ons los dit tot ons daar kom. Maar wat dit vir my wys hier, u en ek behoort dan nou meer duidelikheid te hê rakende hierdie onderwerp. Hierdie verwarring. Een gaan weggeruk raak
en een gaan bly. Dis duidelik. Kom ons kyk Matteus 24:22 net vir meer bevestiging. Kyk wat sê die Here hier in Matteus 24:22 is reeds in die gedeelte van die groot verdrukking. Ek wys dit net vir u uit terwille van die volledigheid. Wat sê die Here? En as daardie dae nie verkort was nie, God het in sy genade die tyd verkort, sou geen vlees gered word nie, maar terwille, hou vas geliefdes, hou vas, terwille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word. Hoekom sal die Here dit vir die vyand doen? Hy het niks met die vyand te doen nie. Jesus is die lig, hy is nie duisternis nie. Hoekom sal Jesus hierdie tyd inkort vir die Satan en sy gespuis? Kan ons net weer die skrif kry asseblief liefde? Dit is baie belangrik hierdie. Baie belangrik. Laat ons dit raak sien vanmôre. Ons vra ons die vraag, wie gaan deur die verdrukking? Dit gaan nou kom wanneer dit begin. Maar terwille van die uitverkorenes, geliefdes, terwille van my en jou, maak Jesus hierdie verdrukking tydperk korter. Terwille van ons. Wat sê dit vir my? En dit is hartseer. Sommige van ons gaan daardeur. Sommige gaan daardeur. En ek het baie skrif wat ek vir u daarna kan verwys. Kom ek noem sommer byvoorbeeld, kom in my gees op, Openbaring 13 waar die diere te see uitkom. Wat doen die see? Ag, die dier, hy vervolg en hy maak dood, die een vertaling sê Christene, die ander vertaling sê gelowiges. Dat ek 'n vraag vanmôre vir jou, my geliefde, wat maak die gelowiges en die Christene in Openbaring 13? Die wegraping het plaasgevind. Wat doen hulle in Openbaring 13? Ek het gesoek na my teses, ek het klomp jare terug vir my wyle professor wat my mentor was, het ek hierdie dinge met hom gedeel en ek sê vir hom eendag prof, maar ek het gesoek na my teses, maar ek kry dit nie, is seker op hard, ek moes dit inhandig. In elk geval, wat ek wil sê is, ek deel toe met die ding een aand, ek bel hom, ek sê prof, ek wil 'n stelling maak. Nie al die heiliges en gelowiges gaan deel wees van die wegraping. Hy sê, "O, my champ," hy het my champ genoem. Hy sê, "Champ, hoe kan jy dit sê?" En ek begin 'n deel met hom. En hy sê, "Oké, Nico, nou sit jy en skryf vir my 'n teses oor dit wat jy met my gedeel het." Dit is 'n openbaring gewees. En geliefdes, dan moet jy baie mooi verstaan vanmôre, ook vir u wat jy inluisteraars is. Jy moet baie, ek het nie gesê dat as jy gelowig is en jy gaan deur die verdrukking, jy gaan nie gered raak nie. Dit het ek nie gesê nie. Moenie jy dit sê nie. Want daar gaan redding plaasvind in die 7 jaar van verdrukking. Ons kom daarby. Ek gaan vir jou bewys. So moenie sê, "O, daai ou, ek is klaar met hom, met sy prediking." Nee, ek luister nooit weer na hom nie. U is welkom. My vrou luister ten minste. Prys die Here. Prys die Here. Geliefdes, as u en ek dalk deur die verdrukking moet gaan, sê ons nie daarmee dat ons verlore is nie. Staan nêrens in skrif nie. Daar staan wel, in hierdie tyd gaan daar kans wees vir verandering, vir redding. Dis nie te sê, jy gaan nou hel toe nie. Dis nie waar nie. Ek het dit nie gesê nie. So moet dit nie daar buite loop verkondig nie. Ons gaan maar net dan. En geliefdes, ek het al baie in hierdie ding in my enigheid en met my vrou en my gesin, my kinders gedeel en hierdie ding is baie in my kop. En as ek sê